julle en welkom by nog 'n episode van On The Rocks. My naam is Carly En ek is Janke. en vandag kuier ons bietjie verder in die Hardapstreek. Ons gaan die Flying Ostrich Gasthuis en Palmrus Padstal leer ken. Ek spesifiek gaan gesels met oom Koos, hy is die bestuurder hier. En ek gaan bietjie by die chef in die kombuis kuier, chef Pieter. Daar sy, ons sien julle nou weer. Stay tuned. Welkom terug julle. Hierdie is my gunsteling deel van die episode. Dit is waar ons vir Flying Ostrich bietjie beter gaan leer ken. So, ek sit saam met die bestuurder oom Koos. Oom Koos, baie dankie dat ons vandag by julle kan kuier. Plesier. Kan oom asseblief vir my 'n bietjie van 'n geskiedenis gee van Flying Ostrich, die naam en wanneer julle begin het? Ja, wel, as jy nou heel voor moet begin, dan moet ons in begin van die Volkshuisplaas begin, toe dit begin is in 1989 in die omgewing, maar dit is te ver terug. Om te fast forward nou, of vanaf vorentoe te vat, het ek hier by Flying Ostrich op daai stadium was die naam Kyk Kannegap. Okay. Het ek aangekom die 2 Januarie 2016, saam met nog van my ander kollegas ook. En ons het in werklikheid nie 'n plan gehad, wat presies gaan ons hier wil doen nie, of waarheen, watter rigting wil ons graag met die plek gaan nie. Ons het baie gedagtes gehad, maar nooit spesifiek iets vasgemaak waarheen ons op pad is nie. Okay. En ja, en ons het nou maar die plekke uitverhuur aan privaat mense en so voort, en toe het die bestuurende directeur van die maatskappy, Mr. Niamani de Toy, was toe in Lusaka toe vir 'n skaakkompetisie met sy kinders. En toe hy daar, dit was hier in die middel van 2022, toe hy terugkom uit Lusaka, het hy vir my gebel en gesê dat sy gedagte is, en ek dink hy het dit ook met die res van die familie bespreek, dat hy wil graag die plek in die rigting van 'n gasthuis wil vat. Okay. Wat toe gebeur het, en die ding het redelik vinnig momentum gekry toe van 2022 af, want ons het die eerste kamer dat ons, of die huis daar aan die agterkant het ons verhuur in Oktober 2022 het ons reeds begin met die verhuuring van dit. Maar in dieselfde tyd het ons ook toe die program aan die wiele aan die rol gekry om die huise te ontwikkel, hierdie was 'n stoorkamer. Dit was die broeistasie gewees in die Volkshuistyd. Hier was eiers uitgebroei, hier so aan die agterkant is dit verpak, en stoorkamers aan die agterkant. So dit was toe ons moes dit stelselmatig omswaai omdraai van 'n tipe stoorkamer, of wat dit duidelik die doel was, en veranderings gedoen en die huise verander, en ons het al meer akkommodasie tot ons beskikking gehad. Okay. So het ons gegroei in terme van die geboue en geriewe, en ook ons gaste totaal. Ek kan onthou dat in die begin in Oktober en November, as ons die dag $10,000 gemaak het die maand, dat was ons baie Dan was happy. julle Ons soort van gelukkig, dat ons yes. gedag was ons besig om iets te bereik. En dit was
Dis maar hoe dit begin. Dit was baie man. Ja, as 'n gas kan ek sê ek is baie dankbaar vir die swembad. Ek meen, Ja. vandag was regtig baie warm geweest en dis regtig 'n verskriklike mooi swembad en dit is 'n mooi area. Ek hou Ja. van hoe hulle dit uitgelê het. Ja. Jy kan bietjie ontspan, alles. As jy hom gesien het, die plek daar waar dit is, as jy gesien het, dit was amper 'n modderpoel. Jy weet, Okay. Mariental is mos nou maar nie of hier Ja. omgewing is mos bekend vir hulle sout areas en so voort. Maar dit is daar's die eindproduk is vir my nogal ook, ek kan dit ook geniet, ja. Dit is besonder, yes. Kan oom asseblief ook vir my vertel watse tipe verblyf het julle by Flying Ostrich? Die verblyf is ons het om mee te begin, ons het die eenhede wat family units is wat ons noem familie-eenhede. Yes. Wat 'n gesin kan akkommodeer. So ons het 3 van hulle, eintlik ja, 3. Hy's 4, 3B en 1B. Maar ons is besig om binnekort om daai gebou in die agterkant ook te omskep waar daar familie-eenhede is en waar daar ook enkelkamers, maar die res van die kamers, ons het 'n parapleegeenheid reg aan die agterkant, in die agterkant is 'n ten volle toegeruste parapleegeenheid. Maar die res is, jy weet, as jy wil vra vir hoeveel dan moet ek nou sit 'n telefoon vanaand hier dan. Dis 1 2 3 4 5 6 7 eenhede, enkel eenhede, Okay. wat twee mense kan akkommodeer, ja. Alhoewel ons byvoorbeeld die parapleeg of al die plekke, as dit 'n goeie ruimte is, wat is 'n sleeper couch om te in te help, waar man en vrou Ek is. het gesien van die het groot sleeper couches, Ja. dit is verskriklik mooi. Ja, kyk, die byvoorbeeld die 3D, ons parapleegeenheid is van so 'n aard dat as jy mense kom wat kleiner kinders by hulle het, dan kan hulle die eenheid bespreek. Okay. En dan kan hulle die sleeper couch gebruik vir die kinders om op te slaap. Natuurlijk. Daar's genoegsame geriewe, daar's genoegsame. Ek weet nie of jy daar wat jy dink van die kamers uitlig en die toere of hoe dit lyk binne. Ons het wat hulle noem 'n apartment, maar dit is groter as my huis. So dit is 'n regtig verskriklik, maar die kamers is ruim, dis groot. Die huise is ook baie verwelkomend. Ek meen ons is in 'n eenheid wat 'n binnebraai het. Die kombuis is groot, ons 'n groot leefarea, ons het 3 slaapkamers. Ja. So dit is regtig verskriklik mooi. En hulle het vir ons die 4 slaapkamer huis ook gewys. Weereens stunning groot kamers en dis waar ons ook een van die sleeper couches gesien het. So Dis korrek. al is dit 'n 4 slaapkamer huis kan 10 mense baie gemaklik daar binne bly. So nee, ons het gesien dit is regtig baie goed uitgerus en toegerus. Nee, dit is so en dan alhoewel dat finansiëel seker maar duur is, dink ek, is die kwaliteit wat jy bied is spreek daarvan, definitief ja. daar. So ek dink nie enigiemand kan eintlik kla oor die prys as hulle eers gesien het dit wat hulle kry nie. Korrek. So Dat is ook sê is dat wat daar is finansiëel 'n bydrae gelewer om die toerusting presies. op jy weet op 'n goeie standaard te hê. Nee, 100%. Mense kan dit sien. Ja. Baie dankie oom. Ons sien julle nou net weer. Dan gaan ons 'n bietjie leer oor hoe het oom Koos in die toerismebedryf beland en ek beloof julle, dit is 'n interessante storie. Ons sien julle nou net weer. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism.
Ons is uiteindelik hier in die kombuis vandag en saam met my is chef Pieter. En hy gaan vir ons ietsie baie lekkers voorberei, het ek gehoor. En ek dink ek praat vir almal as ek sê nagereg is almal se gunsteling dis. En die lewe is hopeloos te kort, so ons gaan nagereg eers eet vandag. Ja. Chef, baie dankie dat jy hier is met ons. Wat gaan ons vandag maak? Ons gaan 'n sjokolade brownie maak vandag. Okay, dit klink vir my baie lekker. Ek is mal oor sjokolade brownie. En hierdie is nie 'n winkelpakkie wat ons gaan haal en gaan maak nie. Dit is 'n bietjie beter in tuisgebak. Ja, tuisgebak. Tuisgebak met baie liefde. Ja, met baie liefde. Okay, so sê vir my, waar begin ons? Ons het nou die botter wat ek gesmelt het. So dit gooi ons eerste in. Ja. En dan, wat doen ons volgende? Dan gaan ek die suiker ingooi. Okay. En min of meer hoeveel suiker gooi jy in? Of skat jy maar so? Hierdie is 4 koppies. Okay. Enigiets met 4 koppies klink vir my reg. En dan gaan ons dit nou net bietjie klits. Ja. Sê vir my, is hierdie resep joune of het jy dit dalk waar het jy op hierdie resep afgekom? Ek het hom op die internet gekry. Okay, so jy het ook gegoogel vir 'n lekker. Ja, maar ek het hom ook so 'n bietjie meer gemodify. Okay. Want er is meele en goed verander, maar Ja. ons klimaat is droër as dit in Ja. Amerika. Ja. So, So uiteraard gaan dit so 'n bietjie verskil. ja. Okay, en jy het so vanmiddag vir ons gesê 'n chocolate brownie moet reg gebak word. Anders is hy maar niks anders as 'n sjokoladekoekie nie. Net so. En ek vind baie mense, my eie ook, kom maar ook redelik sag uit. Okay, so jy gaan nou dit alles meng. Ongeveer hoe lank meng jy dit of maak dit nie eintlik saak nie? Net ek roer dit tot dit gekombineer. Ja. Ja, tot dit nog deurgeroer is. Okay. Dis uiteindelik tyd vir ons om vir oom Koos beter te leer ken. Oom, vertel ons asseblief, hoe het oom in die toerismebedryf beland en geniet oom dit? Ja, dit is... Ja, ek was eers in die trans vervoer maak en daarna het ek besluit omdat ek baie lief is vir ons land en in die omgewing en om nog daarvan hou om rond te reis en nuwe dinge te sien en land te ervaar. Jy moet 'n belangstelling hê in die natuur en in jou omgewing en al die tipe van goed en wat jou land vir jou bied. En ek het baie daarvan gehou en ja, ek het na die vervoer mark het ek gewonder wat gaan ek eendag doen wat ek sou graag wil doen as ek nie meer in die vervoermark is nie. En ja, ek het die NETH kursus gedoen. As ek jou vertel dat ek weet nie wat die volle naam is, ons ken hom maar net as die NETH. En ek het freelance toer gedoen. So oom het self mense begelei op toe. Ja, ek het dit gedoen. En ek het 3 keer mense ingevat Angola toe ook. Okay. Angola was nie, jy weet, ek het dit gedoen vir die avontuur. Okay. En die ouens wat saam met my gegaan het, moes ek maar oortuig dat ons gaan vir die avontuur. En ons het dit baie geniet, alhoewel die eerste keer was ek 2 keer amper toegesluit. Oh. Maar nou ja, dat al gelaat en toe het ek besluit, jy weet, wat sal ek nou doen? Sal ek verder gaan in die toerismebedryf en ek het as toeleier dat ek nie kanse sien. Ek is terug na die gewone vervoermark toe. Okay. En op die einde van die dag toe besluit ek om van Windhoek af na Mariental toe te trek en die omstandighede was van so aard dat my paai met Manie het toe weer gekruis het alhoewel ons mekaar goed geken het. Ek het hier by hom beland in 2016 en ja, ek het nou nie hierdie gedeelte van my lewe het ek glad nie beplan nie. Ek het maar net hier uitgekom
omdat Mani se gedagtes ons hiernatoe gebring het. Jy weet, die familie se gedagtes om hierdie plek te ontwikkel in toerisme. Maar ek het dit nooit beplan nie. Dit was nooit 'n idee nie, maar die feit van die saak dat ek in die toerisme was, die kursus kon doen en ook toere kon doen en ook toere in geval het Angola toe het my baie geleer ten opsigte van hoe om met hoe om mense met te mense werk. te kan werk. Definitief. Ek is seker oom het 'n geweldige ervaring ook gebring na die bedryf toe met ek kan seker oom kan boeke skryf van oom se stories van die toere en Angola en gaste wat oom al leer ken het. Uit die aard van die saak. Yes. En ek kan 'n boek oor hierdie plek op sy eie skryf, maar Okay. jy weet as dit alles was nie voor die wind nie. As Ja. jy moet onthou dat om te groei van 2022 af, is nou 4 jaar later, amper 4 jaar. Was 'n redelike op en af situasie. Dit is 'n moeilike paadjie om Maar te stap. elke bedryf bring maar dit sy die bedryf het sy eie probleme vir ons gebring, maar wat nie onoorkomlik was nie en ek geniet dit nog steeds. Yes. Ek sê nog altyd om met gaste te werk is vir my baie lekker. Ek geniet dit. Ek kommunikeer graag met die mense van ander lande en hoor wat hulle dink van ons land en ek beveel ook vir hulle en ek probeer ook ons land bemark in totaal. Verstaan jy? Dit sien net dat ek my plek wil bemark nie. Nee, maar Ek wil ook nie- Namibia ek as wil 'n nie- ek wil geheel. ons land bemark. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan daaroor dat wanneer hulle dit geniet by jou en hulle geniet die land, dan kan jy ook vir hulle aanbevelings maak waar om te gaan. Ja. En ek bemark graag ons land want dit is 'n besonderse land. So as oom nou vir my 'n plekjie moet aanbeveel in Namibia, sou oom nou wat aanbeveel? Is moeilik om te sê, jy weet, as 'n ou in Windhoek gebly het en jy kom bly in Mariental, het baie mense het vir my gelag op daai stadium. Ek kom van 'n plaas af. Ja. Hoe kleiner en hoe stiller 'n plek vir my is, hoe beter is dit vir my. Ek het so 'n tipe van 'n oes is nou vir my miskien 'n plek waar hy kan. Okay. Miskien sal dit wat te gerustigheid kan van ek weet nie. Yes. Ek 'n bietjie was al baie solitude daar, maar ek het bevind. nog nooit, ek Yes. weet nie wat die omstandighede is om daar te bly nie, maar ek dis my besondere plek. Ja. Ons brownies is uiteindelik klaar gebak en dit ruik heerlik. Voordat ek enigiets anders gaan sê, gaan ek eers 'n happie vat want ek wag nou al so lank om hierdie beroemde brownies te proe. En ek sien jy het vir ons 'n kersietjie ook bygesit. Kyk, this is the moment of truth. Ja. Hierdie is beslis beter as my eie brownies wat ek sou bak. So sê vir my chef Pieter, wat geniet jy die meeste van jou werk? Hou jy daarvan om nageregte te maak, hoofgeregte te maak? Waarvan hou jy die meeste? Of bietjie van al twee? Ek hou van hulle albei. Maar ek hou meer van pastry chef. So jy is 'n pastry chef. Ja, Okay, vertel my meer. Hoe het jy daar beland
dit het maar gekom in COVID. Okay. Klaar gemaak met skool en toe het COVID gekom. Ja. En toe het ek koeke begin bak. Okay, en het jy dit net so aan familie Ja. en vriende verkoop of Dit en as mense gevra het, ek koeke gebak. okay. Wat sjokoladekoek Hele paar. Ek het sjokoladekoeke gebak. Ek het chiffon gebak. Okay. Angel food cake. Okay, so wat ek van koeke af weet is wat ek op TV geleer het by Buddy se kykbos-program. So ek dink volgende keer moet jy maar vir ons 'n koek ook bak. Laat ons kan sien hoe dit uitkom. Nou vertel vir my wat het jou laat besluit om in hierdie rigting te gaan? Dit het meerendeels gekom al op skool. Dit wat ek op vakansies gedoen het by die see. So dis maar meestal in die kombuis. Ja, dit en vir my was om op vakansie te gaan. Is mens op vakansie en dan te gaan kyk wat se eetplekke is. Ja, dis waar. Veral in Swakop is Daar's nogals baie keuses. Ja, en dan kan 'n mens bietjie sien wat daar is Net en so. toets en goed. Okay, so jy is jy net 'n pastry chef? Nee, ek is 'n chef de cuisine ook. Vertel 'n bietjie meer, wat beteken dit? So dit is 'n Franse term, as ek dit so moet stel. Okay, so ek het so afgelei, ja. As ek dit moet translate na Engels, dan gaan ek sê head chef, Okay. maar chef de cuisine is maar net 'n mooi naam vir Dit klink baie mooi en Maar dit is fancy. nou chef de cuisine is bo jou sous chef. Okay, so hy is die myn konyn in die kombuis. Ja, jy kry nog een bo hom. Okay. So Chef Pieter, baie dankie dat jy hierdie brownie vir ons gemaak het. Dit is regtig verskriklik lekker. En ek gaan nie enigstens verder tyd mors nie. Ek wil my brownie eet. Ons sien julle 'n bietjie later. Ons het 'n heerlike dag hier in Mariental gehad vandag en die belofte van reën is ook in die lug. Janke, jou keuse van woorde is baie spesifiek en Ja. baie slim. Mooi Want jy het gekies. gesê heerlike dag. Ja. En hier by Flying Ostrich het ek gaan nie ook nie, ek het na jou 'n paar rappies ingewerk. So ons twee het 'n heerlike brownie hierso geproe. Ja, Chef Pieter het ons bederf met 'n ongelooflike lekker brownie. Ek moet sê dit is ek het Jy het baie veel boeke, né? Ja, en ek het baie geleer by hom. Ek sal volgende keer bietjie beter brownies kan bak. Ek moet sê daai trick van die eiers, ek weet hulle Ja. almal sê jy moet dit doen en ek doen dit gewoonlik nie, maar ek sal nou, ek het sal my dit les ook doen, geleer. ja. Ek het nou geleer. Ons hoop julle het dit ook geniet om vir oom Koos te leer ken hier by Flying Ostrich. Julle weet nou, as jy in die Mariental omgewing is, dit is die plek om te stop as jy ontbyt wil hê, as jy by 'n fantastiese padstal wil stop en julle weet, vra vir Chef Pieter en gesels met oom Koos.